Goeiemôre, dankbaar om hier by julle te wees. Nou ons vertrou dit sal ook dan op 'n ander platform verskyn iewers. So is ons dalk min vanmôre hier. Ons dankbaar vir elkeen. Sit net so aan bid ons saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus, U wat was en is en sal wees. Aan U behoort al die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. Here Jesus, U is die skoonroos van Saron, U is die lelie van die dale. U is die blinkmôre ster, daar is niemand soos U. Paulus roep in sy doxologie uit, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die aanbidding van ons hart. Paulus skryf in Romeine, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgronde sy oordeele en onaspeurbaar, want wie die gedagtes van die Here geken, wie was sy raadsman gewees? Wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergelde moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Here Jesus, aan U behoort vanmôre al die lof van ons harte en U is waardig. U het ons dier gekoop met U kosbare bloed. Daarom Here wil ons U aanbid en die begeerte van ons hart is om U groot te maak. Nie 'n mens nie, maar U. En nou eer ons U daarvoor. Ons vra Here dat U ook vanmôre U woord sal stuur daar waar dit U behaag en U verheerlik word. Amen. Vandag is Vadersdag. So daar is vandag baie inspirerende boodskappe. Dis Mati nou gesê, daar's baie inspirerende boodskappe daar buite. Juis vir mans. Nou in die tyd waarin ons lewe, gaan dit redelik swaar, dink ek, met mans, want die wêreld druk die man in 'n sekere rigting. Die wêreld druk die man agter die lesenaar, waar hy eintlik 'n boer moet wees, sy hande moet in die grond wees. Hulle sit vandag vrouens meer in hoë posisies en dank die mans af. En so word die mans geknak, dat die mans nie kan wees wat die Here van hom verwag om te wees nie. Maar steeds het ons die woord van die Here en ons het die gees van die Here, wat ons kan lei in die volle waarheid, dat 'n man steeds 'n lig sal wees, 'n priester, 'n koning vir sy huis, 'n een wat voorloop. Baie keer in die kerk, dan sien ons die vrouens sit die kerk vol. Dan is die vraag, waar is die mans? Moet die mans nie die wees wat voorloop en ywer in die stryd en die Here dien, sodat die vrou en die kindertjies, die haan en die kleintjies kan volg in die voetspore van die man nie. Gehoor van die verhaal van die pa wat laat by die huis kom. Toe hy by die huis kom toe, hang hy sy baadjie op. Hy soen sy vrou en hy soen sy kind en hy vat sy jas, trek sy jas aan, stap uit in die koue, in die sneeu, na die drinkplek waar haar by die hoek gestaan het. En hy soontoe en hy gaan sit en hy order sy eerste drankie. Toe hy weer sien, toe sit sy kind hier langs hom op die stoel. En hy sê, my wêreldkind, wat maak jy hier? Sê, nee papa, ek het in jou voetspore gevolg. Aan die sneeu en ek het hier uitgekom. Wat 'n skande sal dit wees as ons kinders agter ons voetspore moet aankom. Maar nou genoeg van my en stories, kom ons kyk na die woord van die Here wat saak maak. Nou daar is 'n teks in die woord wat baie kosbaar is en dis in Esegiel 22 vers 30 waar die Here sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek. Hoor julle? Die Here, die God van die heelal sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die breste kan tree. Hoor julle, God soek mans. Hy soek mans wat vir hom kan werk en kan arbei en wat vir hom 'n muur kan bou en wat voor sy aangesig in die bres kan tree, met ander woorde, wat 'n bidder is, wat kan stry vir hom, wat kan werk vir die Here. Ek het onder hulle 'n man gesoek, te muur kan bou, vir my aangesig in die bres kan tree, vir die land, dat ek hulle nie sou verwoes nie.
En dan sê hy, en ek het niemand gevind nie. Wat 'n hartseer verhaal. God soek, maar hy kry nie. Nou, graag vanmôre oor Romeine, so 'n paar gedagtes met u deel. En dit is, nou Romeine is Paulus se magnum opus. Dis Paulus se, wat is die bekendste lied van Apple? Foute, of wat is die bekendste lied van Brennan Piper? Wat is die bekendste lied van Nicholas Lou? So, hulle elkeen het hierdie lied van hulle. Nou Paulus skryf Romeine, dis sy magnum opus. 'n Sistematiese teologie oor die evangelie. En hy begin in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie. Ek skaam my nie, sê hy. Waaroor skaam hy hom nie? Nou ons skaam ons partykeer vir die kerk, ons skaam ons partykeer vir die Here, wanneer ons in sekere groepe is, partykeer skaam ons vir ons kinders, hoe hulle soms optree, of ons skaam ons vir ons vrou, of ons skaam ons vir ons man. Paulus sê, ek skaam my. Partykeer skaam ons vir die Here Jesus. En dan is dit 'n hartseer verhaal. Nou Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Ek skaam my nie. Kom wat wil, maak nie saak voor wie ek staan, of ek voor konings, of voor keisers, of voor armes, of rykes, of maak nie saak voor wie ek staan nie. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God. Het jy al by jouself gedink en gewonder, wat is die krag van God? Waarin lê die geheim? Om tot God te nader, waarin lê die geheim? Om deur God kragtig gebruik te word, waarin lê daardie geheim? Dan sê Paulus, want ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding. Die evangelie is die krag van God. Nou sal jy vra, wat is die evangelie? Die evangelie, liewe vriende, is God word mens. God sit op sy troon, en hy het nie aan sy troon vasgehou nie, en hy het homself ontledig, sê Filippense 2, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mens gelyk geword, en gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. En hy is gebore, daar in Bethlehem, nee, hier in die Vrystaat nie, daar in Israel, daar in Bethlehem, is hy gebore. Daar is hy gebore uit 'n maagd. Dan sal die wetenskaplikes vir jou sê, dis onmoontlik. Kan nie gebore word uit 'n maagd nie, dis onmoontlik. As die Bybel sê dit was so, dan was dit so. God said it, I believe it, that settles it. Die Bybel sê, Jesus is uit 'n maagd gebore. Heel eerstens, dis die eerste punt van die evangelie, en hy word waarlik mens, hy's gebore, soos oom nou hier agter praat in tyd van Lou Malherbe het hy die verhaal vertel van die muur. Sien, die muur is hoop, en die trekker wat kom hier die ploeg, maar die muur so plat vee, en hy skree vir die mure, pas op, hier kom die oordeel, hier kom die trekker. En hy besef, hy gaan 'n muur moet word, om vir hulle te sê, en so die Here Jesus mens geword, eerste punt. Tweede punt, die Here Jesus leef 'n sondelose lewe. Daar kan nie 'n vinger na hom gewys word nie. Geen sonde gedoen nie. En daarom, omdat hy sondeloos was, kyk 'n ou wat vir jou sê, hoor jy so, die Here Jesus het sonde gedoen, maar hy het my gered, hy ou weerspreek homself. Want die Here Jesus moes sondeloos wees, sodat sy sondeloosheid vir ons die prys kon betaal. En so het die Here Jesus sondeloos lewe geleef, totdat hulle hom vang, en hulle spyker hom vas aan 'n kruis. Hulle gesel hom, hulle slaan vir hom. En daar aan 'n kruis, wat was die ergste? Die houe, die spykers, die kroon, sy baard wat uitgeruk word, wat was die ergste? Daardie oomblik, toe hy moes sê, die Psalm in vervulling gaan, my God, waarom het jy my verlaat? Hy het geweet, God gaan hom verlaat, want hy moet die sonde van die wêreld dra, maar hy sê dit sodat hulle dit kan hoor. En hy sê, my God, en die Vader onttrek hom van sy seun.
Sy geliefde seun, hy sê is myne en hy onttrek hom van sy seun. Hoekom? Sodat sy seun, sy enige geborene, die sonde van u en my kan dra. So hy is die een. En dan verder gisteroggend gepraat oor sy bloed. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus Christ. Dis maar net die bloed. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. So in derde plek, hy sterf aan 'n kruis. Het hy 'n skyn dood gehad? Het hy dalk nog lewe in hom gehad? Het hy dalk daar in die graf gelê in 'n koma? Of was hy waarlik dood? Die Bybel sê vir ons, en net om seker te maak, het hulle 'n spies gevat en die Romeine het geweet hoe om seker te maak iemand is dood. Om hier in te druk en die hart raak te sny amper, die vlies, en daar het water en bloed uitgekom van die hartversaking wat hy daar gehad het aan die kruis. So hy het ons sonde daar aan die kruis gedra, hy het ons siekte, hy het ons smarte daar aan die kruis het hy gedra, sodat ons dit nie hoef te dra nie. Met ander woorde, as ons wil, kan ons na die Here Jesus toe gaan en sy bloed kan ons sonde was. Ons praat van twee goed. Hy kan ons sonde verlos en hy kan dit vergewe. Nou ek weet, dis baie mense, ons vra elke aand, Here, vergewe my. Vergewe my vir dit wat ek gisterand gedoen het. Maar o, Here moet my net nie verlos van hierdie sonde nie, want oor is so lekker. Die bloed verlos en dit was. En dit genees. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan ook ons smarte, daardie hartseer wat ons het. Die Here Jesus het ook daarvoor gesterf. Daarom dat die Here Jesus nooi en sê, o, almal wat dors, kom na my toe. My juk is sag en my las is lig. Ek sal vir julle goed wees. Die bestendige genade bewyse van Dawid, ek sal vir julle goed wees. So die Here Jesus sterf waarlik daar aan die kruis. En dan haal hom af en hulle sit hom in 'n graf. En wat gebeur daar die Sondagoggend, toe hulle by die graf kom? Dis die graf leeg. Nie net sy siel het opgestaan nie, sy liggaam het opgestaan. Hy het met ander woorde waarlik opgestaan. En hy staan op. En hy leef. Mohammed is dood. Hoeveel predikante is dood? Hoeveel kerke is dood? Maar raai wat, Jesus het opgestaan. Hy lewe. En daarom is daar vir ons hoop, die Here Jesus se graf is leeg. En dan verder hy het opgevaar na die hemel en op sy troon gaan sit. Hy is nie vandag mens nie. Hy hang nie vandag aan 'n kruis nie. Hy sit op 'n troon en hy is waardig om aanbid te word. En dis hierdie evangelie. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding. Elkeen wat hulle vertroue in hom plaas, hulle kan gered word. En dan wonder ons oor ons elkeen, oor die mens en die tyd waarin ons lewe. Die Here Jesus met sy een hand trek hy ons. Hy trek die mense, elkeen wat gister hier was, hy trek mense, hy trek julle vanmôre. Die Here Jesus se een hand trek, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas, ek sal julle rus gee. Maar met sy ander hand, raai wat? Weerhou hy die toorn van die Vader van hierdie wêreld. Want hierdie wêreld het sy seun gekruisig. Hy het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, luister na hom. Wat doen hulle? Hulle kruisig sy seun. Met die een hand trek die Here Jesus, kom na my toe, met die ander hand weerhou hy die toorn van God. En daarom as mense in hierdie lewe Jesus verwerp, en hulle sterf terwyl hulle hom verwerp het, sê hy in 2 Tessalonisense 1 vers 8, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen, is God 'n God van wraak. Ons sal sê, nee, dis nie ons God nie. Die Bybel sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op hulle, wat sy seun ongehoorsaam was. Hulle wat die evangelie verwerp het, hy sal hulle neersak. Ons het tyd, totdat ons afspraak met die dood aangebreek het. Want die mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, sê die woord van die Here. So ons lees in hierdie gedeelte dan verder, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar. Kan jy hulle dink? As ons die Here Jesus het, en ons skuil onder die bloed van die Here Jesus, en die Vader kyk na ons, dan sien hy
die bloed van die Here Jesus. Maar as ons nie gered is nie, en die bloed van die Here Jesus is nie oor ons hart nie, en hy kyk na ons, dan sê die woord die volgende, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar, oor al die sonde en die goddeloosheid van die mens, wat aan ongeregtigheid die waarheid onderdruk, die waarheid van die Here Jesus onderdruk die mens, en daarom sê hy, onder hulle is die toorn van God. So u kan vanmôre hier sit en weet, die toorn van God is nie oor u, as u gered is, as u weergebore is, as u gewas is in die bloed van die lam, is die toorn van God nie oor jou nie. Maar as die bloed nie oor jou is nie, dan word die toorn van God van die hemel afgeopenbaar. Vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Maar omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God vereer het nie. Ons ou blanke volk weet van God. Ons het in kerke groot geword, ons het kerke se banke blink gesit. Baie is blink gepreek, Sondag na Sondag, was 'n tradisie om in die kerk te wees. Hoor wat staan hier? Want hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Ja, hulle aanbid die Here Sondag. Sondag sit ons met ons voete in die kerk en die res van die week vloek ons soos die wêreld. En ons oreer soos die wêreld, ons drink soos die wêreld. Sondag sit ons soos 'n engel binne in die kerk. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het. Of gedank het nie. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegging. En hulle onverstandige harte is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys dat hulle dwaas geword. En hulle het die heerlikheid van God verander in gelykvormigheid van die beeld van die onverganklike mens, van voëls in vers 24, daarom het God hulle oorgegee aan hulle self, oorgegee aan onreinheid, om 'n liggaam onder mekaar te onteer, omdat hulle die skepsel gedien het, bo die Skepper. Ek wonder as ons kyk in vandag se lewe, dan sê ons baie keer nee, daai dominee is ons predikant, daai ons volg hom na. Raak ons nie navolgers van mense nie, vereer ons nie die skepsel bo die Skepper wat geprys moet word nie. Baie sangers wat op hierdie selfde verhoog staan, vereer mense, hulle nie dalk meer as wat hulle God vereer nie. Vreeslik sal dit wees. Dan gaan hy verder. God het hulle oorgegee aan hulle self. Dis 'n vreeslike toestand om in te wees. Wanneer God die mens oorgee aan homself. Enigiemand het nie gehoor wat vir my kan sê, wat gebeur? Wat is die een sonde wat gebeur wanneer God die mens oorgee aan homself volgens die gedeelte? Enigiemand? Wat is die sonde wat gebeur wanneer God die mens oorgee aan homself? Wanneer hy op 'n punt gekom het waar hy sê, ek het genoeg gehad. Ek los julle nou, ek laat julle eie oor. Kyk, ek lees vir u. Daarom het God al oorgegee aan hulle skandelike hartstogte, want die vroue het die natuurlike verkeer met die, wat teen die natuur is, net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Man het met manne skandelik bedryf, en vrou het met vroue skandelik bedryf, omdat hulle dit nie moeite werd geag het, om God te aanbid nie. Wanneer dit gebeur, daar is baie sonde, ek dink so baie in 1 Korintiërs 10, 1 Korintiërs 6 vers 10, ekskuus, waar hy sê, moenie dwaal nie, geen oreerder, of afgodedienaar, of egbreker, of willestelling, of sodomiet, of dief, of gierigaard, of dronkaard, sal die koninkryk van God beerwe nie. Moenie sê, ons is gisteraan dronk en ons vandag op pad hemel toe nie. Die Bybel sê, moenie dwaal nie, geen van hulle sal die koninkryk van God beerwe nie. As ons gisteraan nog dronk was, is ons vandag heel waarskynlik op pad hel, sê die skrif. Maar hier sê hy, het hulle die natuurlike verkeer verander, en dan noem hy 'n paar sondes wat hulle doen, en dat vers 32 sê, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die mense wat sulke dinge doen, die dood verdien.
Soos, okay, so hulle doen dit, hulle verdien die dood. Maar dan gaan vers 32 verder, en hy sê 'n verskriklike vers vir die kerk en vir die tyd waarin ons lewe, waar hy sê, die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring daaraan skenk. Daar 'n kerk is wat hulle goedkeuring skenk aan hierdie sonde, dan verdien hulle die dood, sê die woord. En dis nie ek nie. So Romeine 1 vers 32, vriende, dis nie ek nie. Die skrif sê, dan verdien hulle die dood, die oordeel van God is daar. Nie net hulle wat dit doen nie, maar ook hulle goedkeuring daaraan skenk. So daai predikant wat daai tweeetjies trou, skenk sy goedkeuring daaraan. Daardie kerk is onder die oordeel van God. En ons gaan sit daar. Verder sê hy in hoofstuk 2, maar dan sal ons dalk sê, maar die oordeel van God is nie oor my nie, want dit gaan so goed met my. Ek bid, en ek vra vir genesing, en dan word ek genees. Of ek bid vir iets, en dan voorsien die Here, en dan, so dit gaan ons goed met my, so dan is ek ons 'n kind van Jesus. Luister wat sê die woord. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil hê nie. God is goed vir ons. En deur sy goedheid en sy lankmoedigheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid wil hy ons tot bekering trek. Omdat dit met ons goed gaan en omdat ons genees word, is nie 'n bewys dat ons gered is nie. Dis die Here wat trek en roep en sê, kom na my toe. My goedheid moet jou na die kruis, na die bloed van die Here Jesus toe bring. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat van die dag van oordeel. Soos 'n man nie voorstap in sy huis. Jy staan daar van die woord en leef en waarlik gered is nie. Manne, gaan voor God staan. Vers 5 sê ons vergader vir ons toorn, ons maak vir ons toorn van God bymekaar, deur nie 'n man te wees wat vir God 'n muur kan bou en in sy voor sy aangesig in bres kan tree nie. Vergader vir ons toorn vir daardie dag. En dan in die tyd waarin ons lewe, wil ons dalk beroep. Sê maar is nie nodig vir ons om gered te word nie. Ons is dan 'n blanke Afrikaner volk, 'n Christelike volk. Ons dra die naam. Ons is Christelik. Christelike skole, 'n Christelike volk. Vers 17 sê, jy dra die naam van 'n Jood en jy steun jou op die wet en jy beroep jou op God. Daar is so baie in die tyd waarin ons lewe onder die, amper sê, onder die Hebrew roots, onder die Israel visie. Wat sê ons beroem ons is Jode en ons steun op die wet. Jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waarop dit aankom. Hy ken die wil en hy onderskei die dinge waar dit op aankom omdat hy uit die wet onderrig is. Daar's ouens wat deeglik in die wet van God geonderrig is. Maar is nie weergebore nie. Die gered nie gewas in die bloed van die lam nie. Jy ken sy wil en onderskei die dinge. Jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes. En wat preek hulle? Preek die wet. Jy moet dit doen en dit doen en dit doen. As jy die Sabbat, die Saterdag hou, dan sal jy geseënd wees. Of as jy die fees hou, dan sal jy geseënd wees. Of as jy dit doen of dat doen. En hulle ken die wet. Maar die Here Jesus is ver van hulle. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet. As ek gou iemand dalk as 'n voorbeeld kan gebruik, die 9de gebod sê ons mag nie lieg nie. Hè? So hulle beroem hulle op die wet. Nee, ons hou die wet. Daarom is ons kinders van die Here. Die 9de gebod sê ons mag nie lieg nie. Is hier iemand wat nog nie 'n leuen vertel het nie? Steek gou vir my hand op, ek wil net sien. Niemand. Julle het 'n klomp leenaars wat hier voor my sit. Hoeveel leuens moet jy vertel om 'n leenaar te wees? Die 8de gebod sê, mag nie steel nie. Is hier iemand wat nog nooit iets gesteel het nie? 'n Pen per ongeluk? Of 'n koekie uit die kas uit terwyl ma gesê het, as kind ons mag nie koekies kry nie?
Is hier iemand wat nog nooit iets gesteel het, of per ongeluk gevat het, wat onskuldig is, selfs as kind, nie een keer iets gevat het nie? Is hier iemand wat nog nooit iets gesteel het nie? Nee. So ons sit met 'n klomp diewe hierso. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Het jy al die naam van die Here eintlik gebruik? Ons jong lewe het ons heel waarskynlik. 10de gebod, ons mag nie begeer nie. Ons sal ander mense se goed begeer. Skuldig. 7de gebod, ons mag nie egbreek nie. Sal dalk baie sê, ek het nog nie die egbreek. En dan sê die Here Jesus, man, as jy na 'n vrou kyk en haar begeer, dan het jy reeds in jou hart met haar egbreek gepleeg. Die 6de gebod, ons mag nie doodslaan nie. Dankie tog, ek is onskuldig aan daardie en ek het nog nooit iemand doodgeslaan nie. Né? Is iemand wat? En dan sê Jesus in Matteus 5, sê die Here Jesus, as iemand sy broer haat en weier om met hom reg te maak en te vergewe, dan sy net sowel 'n moordenaar. Haat. Jy het jou broer haat in jou hart, is net sowel 'n moordenaar. Soos ons deur die 10 gebooie kyk, dan veroordeel die wet ons. En daar is baie onder ons ou blanke volkie vandag wat dink hulle is Jode, wat hulle beroem op die wet, maar hulle is almal skuldig aan die wet. En Jakobus sê, as jy een skuldig geword het, het jy aan almal skuldig geword. Maar dan hoe wonderlik is dat Romeine kom by hoofstuk 3, waar hy dan sê, wat dan het ons enige voorrang? Het ons as blanke volk enige voorrang? Verdien ons meer om gered te word as die swart bevolking? Verdien ons meer om gered te word as die Indiërs? Verdien ons meer om gered te word as 'n ander nasie? Dis wat hy hier vra. Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het al tevore veroordeel. Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Dan sê vers 10, daar is niemand regverdig nie. Nie een van ons gaan voor God kan staan en sê, Here, U moet my in laat gaan in hierdie hemel, want ek was 'n goeie mens. Die wet veroordeel ons. Nie een van ons kan ingaan op grond van iets wat ek gedoen het nie. En dan kom hy by Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. So hy skuif die wet as te ware eenkant om die mens regverdig te verklaar. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Elkeen van ons staan naak voor die Here. Maar daar is geregtigheid, daar's redding, wat ons nou gelees het. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Christus Jesus. Vertroue weg te plaas van jouself en vertroue in die Here Jesus te plaas. Weet jy of jy al gehoor het van Spurgeon nie? C.H. Spurgeon. Hy was soekend dat die Here sy siel sal red. Sy pa was 'n dominee, sy oupa was 'n dominee. Hy was soekend en hy gaan sit in 'n kerk en die ou sê, haal 'n teks in Jesaja aan wat sê, look unto me, kyk weg van jouself af. Hou op om self te probeer om jou hart te was. Kyk weg van jouself af, kyk na my toe. En vir daai oomblik besef Spurgeon, hy moet wegkyk van homself en na die Here toe kyk, na die kruis toe kyk. En die Here Jesus red sy siel, nie op grond van iets wat hy gedoen het nie, maar net sy vertroue geplaas het in die bloed van die Here Jesus, red die Here Spurgeon se siel. En hulle word deur sy genade sonder verdienste. Deur genade, onthou Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered. Deur die geloof, julle vertroue in hom te stel, nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God, nie uit julle werke nie. Hoekom nie? Sodat niemand kan roem nie. Nie een van ons gaan eendag voor God kan staan en sê, Here, ek verdien om in te gaan nie. Alkom ons gaan ingaan is, as ons wys na die kruis.
want hy het my betaal. En hy het gekom en my hart gewas, wat die Bybel noem wedergeboorte. Hy het gekom, hy het my gewas. Nee, nie met die doop nie, met die bloed. Doop kan nie sonde wegwas nie, is maar net die bloed. Ons lees nou verder. Vers 25. Wat sal jy dink? Hoe sal God sy seun aan hierdie wêreld vandag voorstel? Op hierdie Sondagoggend, hoe sal God sy seun voorstel? As Maatie kom en sy sê, hy's 'n predikant en dis hoe ons hom voorstel. Of hy's Brennan Piper en dis is hom voorstel. Wat sê die Bybel vir ons? Hoe stel God sy seun voor? Het God voorgestel in sy bloed. Hy het hom voorgestel in sy bloed. Hy sê, kyk, hier is die bloed. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening vir hierdie wêreld. Dis maar net die bloed wat die sonde kan wegwas. Vertroue hoofstuk 4 van Romeine sê, want as Abraham uit sy werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Maar wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Sy vertroue in die Here Jesus, in die bloed. En die bloed het gekom en die bloed het gewas. En nou kan ek vanmôre vir u vra, het die Here Jesus al by u kom stil staan? Het die bloed van die Here Jesus u al gewas? Kan u vandag hier sit en sê, ek was dit, op 'n stadium in my lewe was ek dit, 'n goddelose sondaar en ek was lief vir die wêreld, ek het in die wêreld gewandel en daarin geleef. Maar vandag het die Here my, daar het 'n tyd aangebreek, 'n dag waarop die Here my gewas het met sy bloed en my lewe het verander, my vrug het verander. Die skrif sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. A new creation. The old has gone, the new has come. Die ou ding het verbygegaan, nuwe vriende. Die nuwe ding het gekom. Kyk na iemand se lewe of hulle gered is. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk met jou oë. Dit het alles nuut geword. As iemand na jou lewe kyk, kan hulle sien. Dit het alles nuut geword. As ons nie daarvan kan getuig, dat daar was 'n oomblik in ons lewe waar die Here ons gewas het met sy bloed nie, dan moet ons die Here soek. En die Here sê, o almal wat dors het, kom na my toe. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Daar's 2 leuns van die duiwel. Die duiwel gaan vir jou sê, of jy is te goed om gered te word, of jy is te sleg om gered te word. Wat se een is jy? Dink jy is te goed om gered te word? Of weet jy van jou lewe wat jy geleef het, en jy sê dalk vanmôre, ek is te sleg om gered te word. Die seun van die mens het mens geword en gekom om te red en te soek die wat verlore is. Hy het gekom om sondaars te red. Hy het sondaars lief. Want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is daar nie maar iemand wat sê vanmôre, ek's nog nie weergebore nie. Ek's nog nie gewas in die bloed van die lam nie. Ek het nodig om gered te word. Anders gaan ek my oë in die hel oopmaak. Of jy kan glo in die nuwe teologie wat sê daar's nie 'n hel nie. Sterf en ons kyk waartoe gaan jy. Sal maar hoop ons weet waartoe ons gaan. Die Here Jesus nooi vandag, as daar iemand is, kom na my toe. Ek sal jou was. Ek sal jou reinig. Ek sal van jou 'n nuwe skepsel maak. Ek sal jou verlos en ek sal jou vergewe. As jy kom, jou sondes bely en dit laat staan. Maar hy wat sy sondes bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Die begeerte van my hart is dat elkeen van u kan vanmôre hier sit en met sekerheid weet en sê, ek weet, ek gaan hemel toe. Nie hoop nie, weet. Want jy weet van 'n ontmoeting wat jy gehad het. As jy 'n ontmoeting gehad het, sal jy weet. Sê gou vir my ten laastens, as ek oor die pad stap
En daar kom een van daai groot 30 ton trokke. En hy ry met al 16 van sy eenkant se wiele bo oor my. Gaan ek myself kan afskud daarna en sê, "Sjoe, dit was naby." Gaan ek dit kan doen? As al 16 wiele van 'n 30 ton trok bo oor my gaan ek kan sê, opstaan en my afskud? Nee. Ek wil amper sê, jy is mins. En net so, jy kan nie vir my sê, jy het 'n ontmoeting met God gehad, en jy leef nog dieselfde nie. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het bygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jou lewe verander. Mag u seker wees van so 'n ontmoeting met die Here Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie vir hulle wat hier sit. En as God vanmôre by 'n hart kom staan en sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en vir my aangesig in die bres kan tree, mag u sê vanmôre, ek het mense gevind, ek het manne en vroue in hierdie gehoor gevind, wat intree, en sal werk vir die Here. Maar hoe hartseer sal dit wees, as u moet sê vanmôre, ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, of 'n vrou wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan tree, en ek het niemand gevind nie. Ek vra u Here, dat u vanmôre by harte sal stil staan, op hierdie opstandingsdag. Dis kom ons vandag by mekaar kom. Op hierdie opstandingsdag, maar Jesus leef, en hy wil siele verander. Hy wil harte was met sy bloed. Is hier nie maar vanmôre, Here, iemand wat sê, Here, ek's verlore. Ek's op pad hel toe. Ek's binne in my sonde, verlore. Here, is daar dalk vanmôre so iemand? Dan vra ek u, Here, sal u asseblief by so 'n hart vanmôre kom stil staan. En u, die goeie herder, sal daar die skapie vat, onder sy vleuels. U sê self in Matteus 22, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, soos 'n hen haar kykens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Here, as hier vanmôre iemand sit wat sê, ek wil, dan hoor u. En ek vra, Here, kom staan by siele stil, was hulle in die kosbare bloed van die lam, sodat die kinders van die Here weer geken sal word aan hulle uiterlike wandel. Wandel nie soos die wêreld nie, maar wandel volgens die lig. Here Jesus, u is die lig, en as u in ons woon, dan kan ons nie anders as om te skyn vir die Here Jesus nie. Dankie vir hulle wat hier sit, en wat hoor, en wat ag gee, wat luister, en sê, Here Jesus, hier is ek. Stuur my, gebruik my, was my, kom staan by my stil, sodat ek hierdie boodskap kan verder uitdra aan 'n wêreld wat u so nodig het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.